Jouw favorite melks, kom miljarden zijn. Kom join zijn live met hier op TikTok. Want deze vibe en hier wil je blij. Moet niet lelijk, wees niet, want ons gaan je blok. Kom, ontmoet nieuwe mensen van overal, oor alle grenzen. Ja, dat is ons mensen. Daar zijn jullie, het is amptelik 8 uur, tyd vir seisoen 1, episode 12 van Pro en Praat. June, my mens, baie welkom by Pro en Praat. Hallo julle. Dankie vir die invite, ek waardeer dit. Wat noem ek jou nou, favorite of melkskommel? Melkskommel. Melkskommel. Ek Ja, gaan jou Stampie noem. Shop. Hallo Harry, hallo Julle, ons gaan nou luister na die intro liedjie en dan vat ons hierdie Pro en Praat aan verder. Let's go guys. Kom miljarden zijn. Kom join zijn live met hier op TikTok. Want deze vibe en hier wil je blij. Moet niet eerlijk, wees niet, want ons gaan je blok. Kom, ontmoet nieuwe mensen van overal, oor alle grenzen. Let's go guys. Woo! Seisoen 1, episode 12. It's gonna be fire. Let's go guys. Zet je handen bij elkaar, want ons is nog niet klaar. Jouw favorite melkskommel is zijn naam. En ik kan ons nou lekker samen. Kom, ontmoet nieuwe mensen van overal, oor al die grenzen. Ja, dat is ons mensen. Let's go guys. Jouw favorite melkskommel. Met hier op TikTok. Ja, dat is Daar zijn jullie weer eens aan elke liewe een 'n hartlike goeie naam van my kant af, jou favorite melkskommel. En vanaand is ons gas niemand anders as June Buckney. June, baie welkom weer eens. Nou vir julle kykers wat dalk nie weet wie June is nie. Eerstens, ek wil nie lelik klink nie, maar eerstens wil ek sê, dalk bly julle onder 'n klip man, maar buiten dit, dalk is die mense wat nie weet nie. So vir julle, hierso is 'n kort voorstelling. Vanaand se gas is 'n bekende TikTok persoonlikheid. Sy is 'n ranker, 'n gifter. Sy doen liefdadigheidsprojekte. Sy is 38 jaar oud, wat 'n mens nie sal sê nie julle. Sy woon in Pretoria. Sy is 'n ma van 2 pragtige kinders. Sy is in skoonheid en sy het haar eie besigheid. Maar 'n interessante feit oor haar is dat sy bang is vir die donker. Julle, June, hoe voel jy oor vanaand? Ek's baie excited. Dis die eerste keer wat ek nou hoor van jou show en ek is altyd vir dit. Ek meen shows en kompetisies en daai tipe van goed podcast is altyd 'n positiewe ding vir TikTok. We need that. That's what we need on the platform. So ek's all for it. Ek support dit 100%. Ek's baie excited. En ek's bly om julle almal te ontmoet. Ons is so bevoorreg om jou vanaand te kan hê. Nou julle met dit gesê, vanaand se geer, dit wil sê ons onderwerp vir vanaand is liefdadigheid. So ek en June gaan bietjie daaraan proe en dan gaan ons daaroor praat. So met dit gesê, my mens, gaan ons wegspring met ons eerste vraag vir vanaand. En dit is, wat beteken liefdadigheid vir jou? Weet jy, liefdadigheid, baie mense kan dis eintlik 'n moeë debatable subject. Ek voel dit is enigiets wat jy van jouself af ontneem om vir ander te gee.
Of dit nou tyd is, geld is, klere is, kos is, dit maak nie regtig aan my saak nie. Dit beteken, dit is iets wat jy van jouself af ontneem om vir iemand anders te gee wat dit nie het nie. As dit sin maak? Dis liefdadigheid vir my. Vir my is dit, of vir my beteken liefdadigheid om iemand wat sukkel uit jou goedheid van jou hart te haal. Dit is wat dit vir my beteken. Julle in die comments laat weet ons bietjie. Nou, June, die mense sê hierso vir jou happy birthday. Ek verjaar nie. Ja, dit is definitief die waarheid. Maar jy weet, baie mense dink liefdadigheid is noodwendig iemand wat swaar kry of Ja. nie so goed af is soos jy in 'n sens nie. Nee, liefdadigheid kan enigiets wees. Dit kan iemand wees langs die pad wat met 'n flat tyre sit of 'n paar battery en jy vat van jou tyd, energie, aandag, geld, maak nie saak nie, om daai persoon te help. Definitief. Ons tweede vraagie, June, my mens, is: dink jy liefdadigheid is 'n verantwoordelikheid of 'n keuse? Ek dink nie liefdadigheid moet soos 'n verantwoordelikheid gesien word. Ek voel wel, as jy voel dis 'n verantwoordelikheid, is dit nie iets wat jy moet doen nie. Dit moet iets wees wat jy doen uit die goedheid van jou hart uit. Nie omdat jy voel dit is my verantwoordelikheid, dit is my plig, ek moet dit doen nie. Dis iets wat jy moet geniet en jy moet goed voel met dit doen. Ek voel die oomblik wat jy die woord verantwoordelikheid koppel aan dit, beteken dit is iets wat jy teen jou wil doen, you know? Vir my is, ek stem saam met jou, June, vir my is liefdadigheid 'n keuse, want mens moet kies om iemand te help. Maar ek dink in 'n ideale wêreld is liefdadigheid veronderstel om 'n sosiale verantwoordelikheid te wees. Elke persoon se siening maar oor dit is anders. Ek sien nie dis 'n verantwoordelikheid nie. Ek sien dit as dis iets vir my lekkers om te doen. Ek voel soms as jy sê iets is jou verantwoordelikheid, is dit nie lekker nie, want verantwoordelikhede is nie altyd lekker nie, you know. Dis waar. Daar's Ons derde vraag is: wat dink jy is die grootste wanindruk oor liefdadigheid, June? dat dit maklik is. Dit is nie altyd maklik nie. Mense sien dinge en beleef goed saam met mense en jy weet mense sien nie die prentjie van jy sit met 'n smile daar en jy deel goedjies uit of help mense. Dis eintlik 'n baie emosionele journey om te stap, is liefdadigheid, want dis nie altyd die lekkerste omstandighede om mense te gaan help of om in projekte betrokke te raak nie. Dis baie keer gevaarlik. Dis baie keer maar upsetting die dinge wat jy sien, so ja, dit is nie 'n baie maklike ding om te doen altyd nie. Vir my is dit, ek dink die grootste wanindruk oor liefdadigheid is dat mense wie jy help daarop uit is om jou goedheid te misbruik. Maar ek moet bysê nie al die mense is so nie. Maar ongelukkig is daar mense wat so is, as jy te veel help, hoe sê hulle, jy gee die puntjie en dan vat hulle die hele land. Ja, verseker. En weet jy ook iets met liefdadigheid is, die wanindruk wat mense het is, dat wat jy kan gee, sal mense nie altyd waardeer nie, en dis nie die waarheid nie. Ek meen, ek het al mense gehad wat byvoorbeeld matrasse by my huis kom aflaai, en dan dink ek, nee, yes, ek kan nie vir hierdie mense die matrasse gee nie, dis oud, dis al opgelê, dis bietjie vuil, en dan gee ek dit maar, teen my beginsels in 'n sense, en dan is dit vir 2 of 3 kinders wat op daai een matrasie slaap soos 'n Kersgeskenk. So dit is ook 'n wanindruk. Jy dink ag, daai skoene wat jy wil gee, se sool is bietjie geskeur of so of bietjie vuil, hulle gaan dit nie like nie. Daai is 'n groot wanindruk wat mense onder is. Definitief. Julle in die comments laat weet ons bietjie wat dink julle is die grootste wanindruk wat mense het rondom liefdadigheid. En dan elkeen wat nou net ingeskakel is, baie welkom. Nixie, ek stem saam met jou. Ons moet grateful wees. Dankbaar wees vir alles wat ons het. Ek stem 100% saam. Nou June, jy is die dame hier vanaand. Gooi ons met die eerste interessante feit oor liefdadigheid. Okay, ek moes bietjie gaan soek het, maar het jy geweet om iets te doen met liefdadigheid, stel endorfine in jou brein vry. Die feeling good hormone. Wat dan actually help met jou mental health.
Ja. Dis baie interessant. Jy gaan daai met bied. Die enetjie wat ek met julle gaan deel, sê liefdadigheid bestaan al vir duisende jare. Antieke beskawings, insluitend die Egiptenare, Grieke en Romeine, het reeds stelsels gehad om minder bevoorreges te help. Baie interessant. Nou julle, ek wil net vir julle net 'n kans vat en vir julle as kykers sê baie dankie vir 29.100 likes. Julle is op dit. En ons waardeer julle elkeen. Ons vierde vraagie, June, is: dink jy klein dade van vriendelikheid kan dieselfde impak hê as groot skenkings? Verseker. Ja, liefdadigheid, soos ek sê, is nie altyd geld of goed wat jy vir mense kan gee nie, maar jou tyd, jou liefde, jou aandag wat jy aan mense afstaan. En ek het dit al baie gehad. Ek het al baie gehad wat mense van my sê, Junior, jy het vir my 'n liedjie gespeel wat my beter maak voel. Of ek het letterlik op 'n brug gestaan en ek was in jou live en jy het iets positiefs gesê en as gevolg van dit is ek hier vandag en ek jok nie as ek dit vir jou sê nie. So jy weet nooit wat mense deurgaan nie en jy weet nooit hoe 'n smile of acts of kindness, vriendelikheid, 'n liedjie, 'n quote, 'n oproep kan beteken vir iemand nie, verseker. Vir my is dit, ek stem saam met jou. Ek dink ook klein dade van vriendelikheid kan 'n groter impak hê as groot skenkings, omdat dit 'n persoonlike en dikwels emosionele interaksie vereis. Baie dankie julle. Ons vyfde vraagie, June, is: wat dink jy motiveer mense om verander te gee? My eerlike opinie oor dit is soms mense wat van humble beginnings afkom, wat weet wat dit is om swaar te kry. Jy kry mense wat ek kan nie sê altyd net beter af was nie, maar wat ook liefdadigheid doen, maar met meerderheid van die mense wat betrokke raak met liefdadigheidsprojekte, as jy vir hulle vra hoekom doen hulle dit, sal hulle sê want ek weet hoe dit voel om swaar te kry of om in daai omstandigheid te wees, of ek ken iemand wat daar was. Ek is nou in 'n beter posisie en dit is hoekom ek ander help. En ek stem 100% saam met jou. Ek sê ook, dis mense wat weet hoe dit voel, wat ook in daai situasie was. En dis dit wat hulle motiveer, omdat hulle weet hoe dit voel. Dink ek persoonlik. Ons sesde vraagie, June: het jy al ooit 'n liefdadigheidsdaad gesien wat jou geïnspireer het? Weet jy, nie iets spesifieks nie, want ek het groot geword met dit. Van toe ek seker 9 of 10 jaar oud was, het my ma dit gedoen en my ouma het dit gedoen. So dit was deel van ons. Jy weet, ons het baie naweke of in die week aan my ma se kinderhuis se hare gaan sny of na die ouete huis toe gegaan of mense op die straat. So dit was soos in my ingedrul. Iets wat ek vir jou kan sê, ek dink wat my geïnspireer het is die eerste keer wat ek by 'n kinderhuis ingestap het saam met my ma. En ek kon nie verstaan hoekom 'n klomp dogtertjies saam 'n kamer moet deel nie. En hoekom het hulle net een rakkie vir hulle klere en toe sy dit vir my verduidelik het. En ek kan nie verstaan hoekom gaan jy nou hiernatoe om al die kinders hare te sny. Ek kan nie na 'n salon toe gaan nie. En toe sy vir my in die kamers invat van die dogtertjies en sê hierdie is hoe hulle lewe. Daar is nie iemand wat vir hulle drukkies gee voor hulle gaan slaap of 'n storieboek lees nie. Hulle comfort mekaar. Dis hulle familie. Ek dink dit is wat my die meeste geïnspireer het en ek was een keer by 'n ouete huis waar dit is die Salvation Army, so daar's labels. So waar jy bo begin is die wat nog alright is. Hulle function, hulle weet wat om hulle aangaan, maar soos wat die labels afgaan, naderhand is daar's dementia en daar's baie ernstige probleme en daai tipe van goeters, hulle raak naderhand soos babas. En op daai stadium ons het nie baie fondse gehad nie en ons kon 'n koeldrankie en 'n toffie of iets vat, nie iets majors nie en ons het nou maar net 'n bietjie hulle naaltjies so goed gaan doen. En ek het gevoel, dis nie genoeg nie. Hoe gee jy net vir iemand 'n koeldrankie en 'n sweetie? En dat daai koeldrank of daai sweetie vir daai mense wat nie altyd iemand het wat vir hulle koeldrank of iets vat nie, vir hulle soveel, dit is soos asof hulle vir die eerste keer 'n koeldrank drink of 'n sweetie drink. Dit ek net besef, jy dink wat jy kan gee is nie goed genoeg nie. Jy wil graag vir hulle baie meer gee. But for them, it's that gesture. Because you don't know what they have.
En ek het besluit van daai tyd af dat ek het nie regtig 'n spesifieke liefdadigheid dat ek kan sê ek hou fokus net op diere of ou mense of kinders nie. Dis iets wat in my ingedrul is van 'n kind af en wat ek in my kinders indrul dat as ek projekte het by die parkie ook, hulle gaan saam. En as hulle vir my vra maar hoekom is hierdie oom op die straat, dan sê ek vir hulle, dit is hoekom. I don't sugarcoat it. They need to understand. Ja. Ja. Ek het ook al, en dit is amper soos die winterprojekte, waar iemand komberge vir mense gegee het. Veral in hierdie wintertydperk, en ons weet hoe koud die winter kan raak. En hierdie liefdadigheidsdaad het my geïnspireer om iets goeds vir my medemens op die ou end van die dag te doen. Nou dit bring ons by ons volgende interessante feit, my mens. Jy mag hom maar vir ons gooi. Hierdie was nou nogals vir my interessant hoe ek gaan oplees oor dit vandag. Mens dink as jy gaan kyk na die lande of die populasies wat die meeste help met liefdadigheid, dan dink jy aan UK, Dubai, die goeie plekkies, waar die geldjies baie meer is as ander plekke. Kom ek stel dit so. Dis eintlik nie die waarheid nie. So as jy kyk fondsinsameling gewys, bedrag, loop Indonesië ver voor. En dan ook populasie gewys van mense wat in 'n land die meeste contribute vir liefdadigheid is Egipte. Jo, baie interessant. Ja, jy sal dink is Amerika of Dubai en mense wat bietjie Ja. ander omstandighede het. Glad. Dit is en Kenia ook. Kenia is ook een van die lande wat ongelooflik baie gee vir liefdadigheid. Jo, dis baie interessant julle. Die enige wat ek met julle gaan deel sê, 'n ma se nalatiging. Op die 5de September word die internasionale dag van liefdadigheid gevier, ter ere van Moeder Teresa se lewenswerk om behoeftiges te help. Baie dankie aan elke liewe een en elke kyker. Dit bring ons aan my 7de vraag, June, en dit is, dink jy liefdadigheid kan soms afhanklikheid eerder as bemagtiging skep? Ek dink verseker so. Maar ek dink met die tempo wat mense, veral in Suid-Afrika, as ons nou net praat oor Suid-Afrika, mense op straat is nie werk het nie en daai tipe van goeders. Die fondse is nie so dat mense eintlik kan afhanklik raak nie, maar ek dink as persoon kan jy sê, hoor hierso, ag maar ek sal net kerk toe gaan of ek sal net sin toe gaan of hierso of daarso vra vir geld and then they don't try, Daar's 'n fyn lyn tussen daar's nie opportunities nie en ek wil nie. Ja, definitief. So, Vir my is dit ook 'n ja, maar dit hang af van watter vorm jou liefdadigheid neem. As jy iemand bemagtig met jou liefdadigheid, dan is dit dan is dit nie nodig vir hulle om afhanklik van jou te word nie. Dink ek persoonlik. Ja, verseker, dis hoekom my Maar dis projekte weer eens wat jy sê. Ja, my projekte verskil. Ek sal nie 'n commitment maak aan een tipe projek en sê okay, vir die volgende 6 maande is my fokus net op jou nie, dit spring rond. Want die oomblik wat mense afhanklik raak van jou, dan is daar die pressure op jou wat mense ek kan nie altyd nie. Ek meen my span is die een wat my help om hierdie goed moontlik te maak. Hulle kan nie vir my garandeer om te sê hoorie June, ons gee elke maand soveel vir hierdie of daardie projek nie. En jy wil ook nie hê mense moet afhanklik raak van jou nie, want dan voel jy amper verleë as jy nie kan help nie. So dis hoekom dan is ek besig met die en dan gaan ek weer 2 jaar later gaan ek weer terug na daai een toe en dan gee ek 'n bietjie daar, so ek spring maar rond met my projekte, want die oomblik wat jy kom ons sê vir 'n jaar elke maand 10,000 pledge, nou 1 maand kan jy dit nie doen nie, dan het jy het probleme. Daai mense raak afhanklik van jou en dit is nie 'n plek waar jy wil wees as jy nie dieselfde hoeveelheid fondse het elke maand wat inkom vir jou liefdadigheidsprojekte nie. Definitief. Ons 8ste vraagie, my mens, in jou opinie, hoe beïnvloed sosiale media liefdadigheid en skenkings? Ek dink social media doen baie goed. Ek dink as dit nie was vir social media nie, sal ons nie weet van die dinge wat in die wêreld daar buite aangaan nie. Maar ek dink is ook iets wat misbruik kan word, verseker. Ons sien dit baie op TikTok, ons sien dit baie op Facebook. Maar ook, dit is ook 'n manier om trek te hou van wie was al gehelp, wie
where does the funds go? So ek dink dit is 'n baie goeie ding, maar if not managed correctly, kan dit definitief jou projekte in 'n baie negatiewe lig sit, verseker. Ek gaan sê sosiale media stel 'n hoë verwagting dat almal moet gee. Sosiale media stel daai vereiste, nie almal kan noodwendig nie, al wil iemand dalk graag help. Al is dit net 'n R5 wat iemand gee om 'n verskil te maak. Hulle het nog steeds daai daad gedoen, maar ongelukkig stel sosiale media daai hoë verwagting en nie almal kan altyd daarby bly nie. Maar dis 'n positiewe en 'n negatiewe, soos alles in die lewe 'n positief en 'n negatiewe. Yes. Daar is die waarheid. Ons negende vraagie. Wat dink jy is die verskil tussen liefdadigheid en vrygewigheid? Baie welkom aan elkeen. Ek dink dit is vir my baie dieselfde ding. Liefdadigheid is vir my, dis baie dieselfde. Liefdadigheid is meer, okay, hoorie so ek pledge 'n sekere persentasie van wat ek inkry vir 'n goeie doel, en vrygewigheid is iemand wat sal sê, hoorie so, ek sien jou skoene is stikkend, my pel, kom ek koop vir jou nuwe Nikes. Maar dit kom nog steeds van dieselfde plek af. Verstaan? Ek dink vrygewigheid is meer 'n term wat mense sal gebruik, dat jy is vrygewig, jy sal vir alles betaal, of vir almal iets koop, of you the giver, en liefdadigheid is meer jou fokus is op mense wat jy nie ken nie, wat jy 'n verskil wil maak vir. Ja, But it's very similar, eintlik. definitief. Ek gaan sê liefdadigheid beteken jy gee graag aan die wat minder het, en vrygewigheid beteken jy gee graag, maar nie noodwendig aan die mense wat minder het nie. Jy gee want jy's vrygewig, jy wil net gee. Jean, ons laaste feit vir vanaand. Het jy geweet elke 2 sekondes is iemand op straat gesit? Ja, Sorry. dit is scary julle. Gaan Google dit. Ja. Die laaste enetjie wat ek met julle gaan deel is liefdadigheid bevoordeel dikwels beide partye. Studies bewys dat beide die ontvanger en die persoon wat gee van liefdadigheid voordeel trek. Die ontvanger kry hulp en die gewer kry 'n positiewe gemoedstoestand of bevrediging, soms genoem die helpers high, 'n goeie gevoel wat ontstaan wanneer jy iemand help. En dis presies wat jy vroeër vanaand gesê het, Jean, van daai gevoel wat 'n mens kry Ja, om weet iemand jy, te help. as jy iemand is wat dit so nou en dan doen, dit voel goed. Dit voel goed om te sê, hoorie so ek het 'n ekstra geldjie of ekstra kos of klere en ek kan dit gee. Maar daar's 'n fyn lyn tussen dit laat jou goed voel en dan voel jy amper hulpeloos. En dis baie keer wat ek met my projekte sien, want ons het massive projekte, verstaan. So daar's 300-400 mense of daar's 20 babas of shelters met 40 honde. Dat dit kan vinnig omdraai in 'n plek waar jy nie goed voel nie, want jy doen nie genoeg nie. Jy kon meer doen of jy kry die sponsors wat jy het nie. So daar's 'n fyn lyn en die oomblik wat jy voel, okay, wag, ek is nou negatief. Ek maak 'n verskil wat ek kan doen in my capabilities, maar ek voel sleg want ek voel ek moet meer doen. Dan moet jy stop. Ja, Dan moet jy stop, want you are getting greedy for other people, if it makes sense. So die oomblik wat jy nie meer goed voel nie, of jy voel dit affekteer jou nou in 'n negatiewe manier, jy voel sleg want jy kan nie skoene koop of kos gee of whatever nie, then you need to stop. Want as jou gemoed nie in 'n goeie plek is nie, kan jy nie ander mense help. definitief, 100%. En hulle kan dit sien. Hulle kan sien as iets fout met jou. Hulle kan sien, jy weet, vir mense wat swaar kry of in 'n kinderhuis is en daai tipe van goeders, vir hulle is jy 'n breath of fresh air. You know? Ja, Jy het 'n nuwe gesiggie, jy lyk anderste, jy redeneer anderste, dis 'n anderste rotine as die normale dag tot dag wat daar aangaan. So die oomblik wat jy daar sit en jy's hartseer of jy huil, they don't understand that. You know? ja. Dis baie interessant, julle. Ons 10de vraagie, wat dink jy maak 'n regte impak as dit by liefdadigheid kom?
Weet jy, ek het al baie projekte gesien waar mense daar sit en hulle gaan deel die goed uit, okay, dankie baie. En ek het dit al gedoen, waar jy's so besig en jy's aan die go en ons baie mense wat jy amper net uitdeel. Ek sal sê iets wat die grootste impak maak vir daai mense is conversation soms. En jy kan nie glo wat dit vir hulle beteken dat iemand belangstel oor hoekom hulle daar is of wat hulle situasie is of wat hulle storie is nie. En ek het dit een keer gesien in 'n kinderhuis waar ek was besig om 'n klomp laaitjies of omtrent so 70 seuns se hare te sny, want dit jy weet vir so 'n plek om kom ons sê R50 te betaal vir haarsny is baie geld, en Ja. hulle word dit affekteer hulle skoolwerk, hulle kry negatiewe punte want hulle nog steeds netjies lyk en daai tipe van goed. En dan so nou en dan sal ek sien okay, hierdie ouetjie is bietjie meer oper, jy kan bietjie met hom gesels. En dan sal ek byvoorbeeld vra hoe lank is jy al hierso en soos wat geniet jy die meeste van hierdie plek? En hy sê nee tannie, yes, ek love it hierso. Nou dog ek okay, hy gaan nou sê hier's nou TV's of PlayStations of Ja. uit 'n double bed hierso. En ek sê maar hoekom like jy dit so baie hierso teenoor die ander kinderhuise wat jy in was? En hy sê vir my tannie want ek kan 3 keer 'n dag eet. Ja. Wow. En to besef ek, the things we talk about and we think is important is not the same. En dit was Ja. nou vir hom nou, en dan vertel hy nou vir my wat kan hy alles eet, en dan sê hy nou byvoorbeeld, hy kan nou 2 keer gaan inskep as hy wil. So, Ja. hulle is ook mens. Dit maak nie saak van hulle omstandighede of hoe hulle daar gekom het of waar hulle self nou in bevind nie. As hulle is nog steeds mens. Sometimes they appreciate everything you give them, maar hulle wil ook al geselskap hê. Hulle wil ook voel, maar my omstandighede is anders, maar ek is level met jou Ja. om ook net te kan chat. Verstaan? En dat jy belangstel. Hulle pas iewers in, hulle het 'n spasietjie. Daar's 'n spasie vir hulle ook. Definitief. Ja, Vir en dat my jy is nie dit die neerkyk op hulle. gesindheid waarin jy dit doen. Die manier Ja, Verseker. vir my is dit definitief die Definitief. gesindheid waarna mens iets doen wat die regte impak, as ons so kan sê, maak. Ons elfde vraagie by mens, hoe het jy besluit watter liefdadigheidsorganisasies om te ondersteun? Weet jy, ek gaan baie op wat my familie vir my sê, omdat my familie ons ken en wat se tipe projekte ek van sal hou. So dit gaan vir my baie oor wat as my pa sal vir my sê my kind hoorie so hier's 'n familie wat swaar kry of so. En dan ook my vriende wat naby aan my is, verstaan jy? Want hulle ken my hart. So as een van my palle of my familielede na my toe kom wat my goed ken en waarvoor ek staan en wat my passie is en hulle sê June, hier's 'n vrou of iemand wat ons ken, dan weet ek hulle het kind of klaar hulle huiswerk gedoen vir my en dis iemand wat nou weer naby aan hulle is. So obviously in a sense you help your friends and your family also because it's important to them. So dis amper 2 vliee met 1 klap, verstaan? So Ja. jy doen 'n goeie doel ook, maar jy doen iets vir jou vriend of vir jou familie wat vir hulle ook belangrik is. So dis ek het nie 'n spesifieke soos ek kan nie sê diere is belangriker as ou mense en babas is belangriker as ou mense of mense met disabilities is belangriker as mense op straat nie. Jy kan nie dit sê nie. Dit is vir my 'n gebedssaak. Ek sal nie noodwendig sê okay Here, ek het R1000 ekstra in die maand, wys my wie ek moet help nie, maar ek bid gereeld daaroor om te sê dat laat my oë oop wees om te sien wie ek moet help. Ja. En dan ek beloof jy, ek klim in die kar gaan Spar toe en dan sal daar wragtig iemand staan en sê ek dankie. It, got the message. So dan dit is vir my gebedssaak om ek het al baie mense gehelp wat dit nie hulle situasie was nie en ek het nooit ek maak nie 'n baai daaroor nie want as jy vir iemand R100 langs die pad gee, jy gaan volgende en kyk wat hy maak met die geld nie. Ja. You don't. So dit gaan nie oor wat hulle daarmee maak nie. Jy kan nou vir iemand langs die pad 'n stel skoene gee en hy gaan foek op dit vir R10 en dan om 'n brood te kry want hy wou eintlik kos gehad het. Verstaan? So dit gaan nie daaroor nie, dit gaan oor jy gee. En dit is al wat belangrik is. What they do with it is dis hulle saak. Definitief. Ons Brenda. As ek kyk na hoe hawelose mense sukkel vir basiese behoeftighede, motiveer dit my om die tipe organisasies wat hulle help te ondersteun. Ons tweede laaste vraagie, June, is dink jy almal het 'n plig om iets terug te gee aan die samelewing?
Jo, nou is 'n moeilike vraag. Soek jy 'n eerlike antwoord? Ja, asseblief. Dit is jou plig. En dit kom van my Christelike beginsels af. Dis wat die Bybel vir my sê ek moet doen. Dit sê jy moet kos uit jou eie mond uitvat en vir ander mense gee. Maar daar's 'n fyn lyn tussen hoekom jy dit doen en hoe jy dit doen. Verstaan? Ja. Ek is nie 'n firm believer van mense moet weet van wat jy doen nie. Ja, 100% jy partykeers moet ons foto's neem of op 'n laai wys of 'n videoetjie post dat die sponsors kan sien okay, dit is waartoe dit gegaan het. Veral met TikTok, maar you don't have to keep it there forever. Verstaan? Ja, hoekom ek hou nie daarvan nie. So ek voel jy het 'n plig. En nie noodwendig finansiëel of met materialistiese goed nie, maar begin by jou eie familie, begin by jou vriende, begin by jou kollegas. Gee tyd, gee aandag, gee raad. Dit is ook liefdadigheid. En dis jy, hey, ek sien jy's hartseer. Wat kan ek vir jou doen? Ons gaan kombuis toe. Kom ek gemaak vir jou koffie. Dit is ook liefdadigheid in 'n sin. Dis jou meegevoel teenoor ander mense. Net om daar te wees vir ander maak al klaar groot verskil. Dat sit 'n glimlag op hulle gesig. Ek stem saam met jou 100% June. Die Bybel sê vir ons wat ons moet doen uitdruklik as dit kom by liefdadigheid. Maar in my persoonlike opinie gaan ek sê nee, maar ek glo ons almal moet die geaardheid hê om mense te kan help, om ander te kan help. Dis wat ek voel. Ons moet daai geaardheid hê. Weet jy, al kan jy nie iemand se tire change langs die pad nie. Jy kan daar staan of jy kan daar stop of jy kan sê, hoor, het jy 'n foon om iemand te bel? Ek kan nie jou tire change nie, maar kan ek iemand vir jou bel om dit te doen? Of as jy iemand hartseer sien, maak nie saak hoekom hulle hartseer is of hulle dit verdien of nie, te sê, hoor hierso, jy's waardig of moenie huil nie of ek is hier as jy wil praat. Dit is ook in a sense liefdadigheid, want because you're taking time from yourself to help others. Definitief. Dit bring ons by ons laaste vraagie en dit is, dink jy kinders moet van jongs af geleer word om te skenk en te deel? 100%. Weet jy, ek het my dogtertjie sit hier langs my. Sy het een keer, ons het verby 'n man langs die straat gery. En sy het vir my gesê, maar mamma, hoekom is hy hierso? Dit is duidelik vir haar. Partykeers gebeur dinge, partykeers het mense bad luck, partykeers is daar, jy weet, iets wat gebeur en hulle verloor alles. Partykeers is mense wat drink of die verkeerde goeders doen en hulle verkies om so te bly. En sy het vir my gesê, maar mamma, hy kan by ons kom bly en in my kamer slaap. Ek sal by jou slaap. En hoe meer ek vir verduidelik, maar dit is nie hoe dit werk, hoe meer opset het in my geraak, want hoe kan jy so hartloos wees dat iemand op die straat is wanneer daar 'n ekstra bed is in ons huis, verstaan? So my kinders verstaan dit en ek is brutally honest oor dit, want die wêreld daar buite sugarcoat nie goed nie. They don't. So ons, my kinders weet ook, as ek sal vir my laaitjie R100 snoepie gee en sê, okay, ek gaan nie vir broodjies pak nie, want hy wil 'n wrap sê en goeders, dan as ons op pad is huis toe, dan sê hy vir my, mamma stop daar by Checkers, dan kyk hy gaan dalk 'n sweetie koop of 'n ding met sy geldjies wat oor is, dan sal hy R70 vir die vrou gee wat daar staan, en dan het hy nie geëet nie. Jo. Dan sê hy, maar wanneer laas het sy geëet? Ek kon my sweeties los, you know. So dit is vir my belangrik dat my kinders moet waardeer wat hulle het. Ek is baie streng op sulke goed soos kosmors en as jy ekstra het, en baie keer as ons parkie toe gaan, dan sal my laaitjie al die speelgoed in die kar laai, en dan sê ek, wat doen jy? Dis splinter nuwe speelgoed. Dan sê hy, maar hulle het nie. So, daar's in a sense moet jy ook vir hulle verduidelik, but they need to know the reality of the world out there. En hulle moet weet, daar's kinders wat swaar kry, en dis partykeer vir hulle baie moeilik, want my kinders baie emosionele kinders, en hulle sukkel om te verstaan dat mense net soveel kan doen. But they need to know the realities, want hulle moenie in hoërskool kom en dan daar's 'n kind wat nie broodjies het en hulle spot die kind dalk nie. Hulle moet verstaan, okay, maar ek het ekstra broodjies, of hulle kom na my toe en sê, mamma, kan jy ekstra kos inpak dat ek dit vir die maatjie vat? Ja. Ek stem ook saam met jou 100% verseker, want dit sal hulle later help om hulle gemeenskappe te verryk. Verseker. Nou, dit was dan ons vrae vir vanaand, julle. Nou kom ons bietjie by die fun en games. Want baie dankie julle. Ons staan by 59.700 likes. Julle is op dit, julle kook. Baie dankie julle en elke liewe een. Nou June my mens, ons eerste kort speletjie vir vanaand
se naam is die dealbreaker or not. En dit is in die weergawe van hy is 'n 10. So voor aan die stelling gaan ek sê hy is 'n 10, dan gaan ek vir jou 'n stelling gee. Dan moet jy vir my sê, is dit 'n dealbreaker vir jou of is dit nie 'n dealbreaker vir jou? Ons gaan laat waai. Julle in die comments, as julle gereed, julle moet vassit, want net hier binnekort gebeur hier iets. June my mens, ons gaan begin. Die eerste enetjie, hy is 'n 10, maar hy weier om enige liefdadigheidsorganisasie te ondersteun. Wat moet ek sê as dit 'n no-go is? Jy moet net sê as dit 'n deal vir jou. Dealbreaker. 'n Man met 'n goeie hart, verskriklik aantreklik. Ons tweede enetjie, maar hy spandeer 'n groot deel van sy inkomste aan liefdadigheid, sonder om dit met jou te bespreek. Dit is nie 'n dealbreaker vir my nie. Ons derde enetjie, maar hy neem elke goeie daad op vir sosiale media. Ek dink dit hang af in die manier wat hy dit doen. As dit is om awareness te create, daar's 'n fyn lyn tussen dit, maar iemand wat sit en gloat en sê ek gee hierdie organisasie geld of ek help die een met dit en ek gee die een, dealbreaker. Ons vierde enetjie, maar hy glo liefdadigheid is onnodig, omdat mense hulle eie probleme moet oplos. Dealbreaker. Ons vyfde een, maar hy glo liefdadigheid is net vir ryk mense om hulle gewete skoon te maak. Dealbreaker. Ons sesde enetjie, maar hy help net wanneer hy persoonlik iets in ruil kry. Dealbreaker. Ons sewende een, maar hy skenk slegs wanneer daar belastingvoordele is. Dealbreaker. Ons derde laaste enetjie, maar hy deel baie liefdadigheidsposts op sosiale media, maar hy help nooit self nie. Nee, ek dink dit is 'n dealbreaker nie. Baie keer doen mense dit want hulle is nie in die posisie om dit te kan doen nie, maar hulle ken iemand wat dalk kan help. Ons het al baie sulke situasies gehad waar daai persoon, jy sal dink daai persoon sal eerder help, maar hulle sê hoor ek gaan dit gou vir iemand stuur, ek ken 'n maatjie, so dis nie 'n dealbreaker vir my nie. Ons tweede laaste enetjie, maar hy weier om saam met ander liefdadigheidsprojekte te werk, want hy wil alles self doen. Nie 'n dealbreaker nie. Baie mense werk so, baie mense in liefdadigheid is so. Hulle sê hoor hierso, dankie. Hulle sal nie geld wegwys nie, maar daar's baie organisasies wat nie met mekaar gel nie. They don't. They do their own thing. Ek doen baie van my projekte so, waar mense sê hoor kom ons doen dit saam, as ek nee, as jy dit so wil doen, kontak die mense direk en doen dit so. I've got my way of doing things because it works for me. Ja. Ons laaste een, maar hy gee net vir liefdadigheid om raak gesien te word. Dealbreaker. Dit was dan ons kortspeletjie vir vanaand, julle. Nou dit bring ons by die volgende skeppie van Pro & Praat. June! Is jy gereed vir die volgende speletjie? Ja. Julle in die comments is julle gereed vir die volgende speletjie. Nou June, die volgende speletjie en julle, hierdie is ons groot speletjie van Pro & Praat. Wynand, jy begin al klaar te lag. Ons volgende speletjie, June, sy naam is Skommelsong. Nou, dit is beslis nie. Jy draag hom weg, June, Skommelsong. Mooi. Dit is beslis nie, dit klinkie julle. So kom ek verduidelik gehou, hoe Skommelsong gaan werk, is as volg. June, ek gaan aan jou 6 kategorieë gee, naamlik die houer, die geur, die toppings
die stroop, die vulsel en die afronding. So ons gaan 'n melkskommel maak. Die gas, naamlik jy, Jen, gaan dan 3 van hierdie kategorieë kies en dan gaan die oorblywende 3 na my toe kom en dan gaan ons vir ChatGPT vra om hierdie melkskommel wat ons gaan maak aan mekaar te sit om te sien hoe dit gaan uitkom. Jen, Ja. watse 3 kategorieë kies jy? Noem gou weer die 6. Hoeveel is dit 6? Die hou, ja, dit is 6, die houer, die geur, die toppings, die stroop, die vulsel en die afronding. Afronding, houer en geur. Goed, kom ons begin met die houer. Hoe wil jy hierdie melkskommel se houer hê? Wel ek like milkshake emmer. Emmer. Wat se geur wil jy vir hierdie melkskommel hê? Koffie. In jou geval. Koffie. Dat bly verraad. Koffie. En die afronding, hoe wil jy die afronding van hierdie melkskommel hê? Sparkles. Sparkles. Enigiets nog of is dit al? Nee, ek dink dis less is more. Nou daar's hy julle, terwyl my geliefde hier aan die agtergrond vir ons besig is om hierdie melkskommel op ChatGPT aan mekaar te slaan, begin dit ons by ons laaste skepie van Pro en Praat, June, is die Q&A vragie. So June, ek gaan aan jou 5 vrae vra en hier begin ons. Ons eerste een. Jy is 'n ranker en gifter. Wat dryf jou om jou rang te wil verbeter en wat is jou kriteria vir mense gift? Kyk, ek rank nie meer so baie nie. Ek sal live gaan en as ons in die ranking ingegooi is, dan sal ek dit klaar maak. Ek voel dit is jou verantwoordelikheid om dit klaar te maak, maar gifting, sure. Ek moet vir jou sê dit gaan vir my meerderheid oor kyk, obviously jy support jou mense terug as jy kan. Maar ek voel jy moenie mense gift met 'n verwagting dat hulle iets vir jou gaan teruggee nie. Dit is basies soos 'n casino. Dis geld wat jy afskryf en dan as hulle terugkom en as jy live is, dan is dit 'n blessing. Maar ek hou van liefdadigheid. Wel, ek kan nie sê liefdadigheidsprojekte nie almal gaan live en daai tipe van goed nie, maar as ek kan sien daar is 'n nood, ek kan sien daar's iemand wat nie elke tweede dag op 'n live sit en sê ek kort en geld vir die en daai en dat nie, daar's nie issues rondom dit nie, maar jy kan sien hoorie so they need a break of hulle kort 'n smile. You know, they're not having a good day. Ek het 'n baie sagte plekkie vir dit. Ons tweede vragie, jy doen liefdadigheidsprojekte. Kan jy kortliks sê waar dit alles begin het? Maar as kind sal my ma soos kinderhuise toe gaan, ouerhuise toe, mense op straat gehelp, en dan ook nie net dit nie, maar soos haar staf het sy ook so hanteer in 'n mooi manier gesê. Jy weet, sy is nie iemand wat net mense werk gegee het nie. Sy sal seker maak hulle het 'n funeral policy of 'n bietjie van 'n spaarplannetjie waar sy ekstra geld insit en goedjies wat sy ekstra doen over and beyond wat sy moet om seker te maak hulle is okay. So sy het altyd maar sy het nie net werk gegee nie. Sy gee altyd ekstra. Sy sal sê, okay, jy moet nou 'n karretjie kry vir elke R1000 wat jy spaar, gee ek R500 ekstra by en daai tipe van goed. So, weer eens is nie net mense wat swaar kry nie. Dit is charity also begins at home en dit is jou staf, jou familie, jou vriende wat jy ook na moet kyk. Definitief. Ons derde vragie, June. Jy is 'n ma van 2. Hoe balanseer jy die wêreld van TikTok met ouerskap? Kyk, my kinders is elke tweede week by my, so ons roteer vir 7 dae. So dit is alles 7 dae by hom en dan 7 dae by my. So ek probeer altyd as my kinders by my is 'n goeie balans te hê met dit. Ek het dit nie altyd gehad nie. Maar my kinders raak nou groter. Hulle begin nou te verstaan en hulle weet waar social media en daai tipe van goed gaan. Maar my aim is as my kinders by my is om soveel as moontlik tyd saam met hulle te spandeer. Maar ook, you know, 'n balans te hê met TikTok. So ek probeer altyd as my kinders hier is, dan sal ek nou soos cooking goed doen of make-up goeders of
conversations hê oor ouerskap en grappies maak daaroor en daai tipe van goeters. Wat nou weer 'n ander audience trek, as Ja. ons sal daai van ons kos maak of jy weet ouerskap storieetjies vertel. So dit trek nou weer ander voete na my live toe want dis nou weer meer daai tipe aspek Ja. en die realness van dit. Ons tweede laaste vraagie nommer 4. Hoe het jy die skoonheidwêreld betree en kan jy kortliks beskryf wat jou besigheid behels? So ek het my ma was 'n entrepreneur geweest. Sy was 'n groot besigheidsvrou. En ek was die jongste. So my broer was verskriklik bederf en hy het besef okay, dit is nou nie hoe ons dit gaan doen met die tweede enetjie nie. So Ja. toe ek 16 was, sê ek vir ek soek nou 'n kar, hallo. Toe sê sy nee, as jy 'n kar soek gaan jy van werk. En toe het ek begin ek het 'n naalkursus gedoen op 16 en ek het vakansies, naweke, naure het ek die matriekafskeide en die matrikulante en ander mense uit buite skool se naals begin doen. En ek het 'n klomp ander goed na skool gaan swat. Ek weet nie regtig wat ek wou doen nie, ligwording, finansiering, versekering. Ek het verskillende goeders gaan swat. En ek het eendag ek kan nie onthou hoe het ek op dit afgekom nie, maar ek het iemand se brows gewax en geshape en die vrou was in trane en toe want ek het haar hele gesig getransformeer en toe het ek meer gefokus op dit en ek het baie goed accomplish in my loopbaan. Ek was baie oorsee, baie konferensies bygewoon, baie studente getrein, baie kompetisies gewen, in verskillende lande gaan demonstreer en praat en training gaan loop by van die bestes in die wêreld. Ek sal sê ek het 'n championship in Roemanië gewen en ek het gekompeteer met kyk Rusland, Roemanië en daai plekke, dit is vrouens wat moet uitstyg ons buite hulle omstandighede. So hulle is die beste van die beste en ook die mooiste van die mooistes wat daar is. So daai was vir my hierdie Suid-Afrikaanse gultjie wat op daai stadium maar baie klein was. Om daai championship te gewen, dit was vir my most probably die grootste highlight wat daar was, ja. Wow. Ons laaste vraag, June. 'n Interessante feit oor jou is dat jy bang is vir die donker. Was dit nog altyd so of het iets gebeur? Ja, dit was nog altyd so. Weet jy wat het gebeur? My oudste broer moes na my kyk die dag en hy het gesê hy wil nou saam met sy girlfriend gaan fliek en skelm rook en by die flieks en hy moet my toe nou saampikkel. Ja. En my pa het vir hom op daai stadium gesê sy's te jonk om te gaan fliek en ons weet nie wat jy gaan kyk nie en hy het besluit man, hy vat my. En so het hy vir my die popcorn goed gekry, ek het nie geweet wat die movie was nie, maar dit is obviously nou appropriate en alles. En ek is daar in die gang af in my eerste movie in hierdie cinema in hierdie gange en dit is donker en ek het toe ek so om my draai kom en ek kyk daai cinema se screen so. Dis dit daai Exorcism of Emily Rose of wat is daai verskriklike storie. Dis daai ding se gesig daar. En dis al wat ek kon sien in die donkerte. En van daai tyd af, soos elke keer as ek in 'n donker gang loop en ek kom om die draai en dan dink ek hierdie ding se gesig gaan daar wees. So ek is nie bang vir die donker nie, ek hou net nie daarvan nie. Okay, Ja. Ek hou net nie daarvan nie. Ek sal net verkies daar moet altyd 'n liggie wees of 'n TV of musiek of iets. Ek kan nie met daai Ja. en ek het antieke meubels, so ek stamp vir jou 'n klein toentjie nou teen 'n ballingklou stel. En dan is jy bang en seer. Dis nie 'n lekker plek om te wees nie. Ja. Maar ek hou nie van die donker nie. Ek het nog nooit daarvan gehou nie. Ek like om te sien waar ek loop en wat voor my is en ek's baie nagblind. So dit is 'n gemors hoor. Ja. Nee, ek moet saam met jou ongelukkig gaan ek ook van julle weet dit nie, maar ek is ook nogal daar moet ook 'n liggie net wees, net 'n liggie in die donkerte. Ja. Ek hou van liggies, ek hou van lampies, ek hou van kersse. Ja. Ek hou van bonfires en soos ek donkerte, ek hou niks daarvan nie. Ek raak van my kop af. Soos ek wil kan sien wat voor my is. Ek wil sien wat vir my wag om die hoek. Ek weet nie Ja. of dit sin maak nie, maar daai movie het my geskaar vir life. Nou julle, hier kom hierdie melkskommel. En hierdie melkskommel se naam is The Coffee Lovers Deluxe Milkshake. En sy resep gaan net na hierdie aand beskikbaar wees. Kom ons kyk hoe dit uitgekom.
Daar's ons milkshake julle. Daai lyk great. Ek soek 2 van daai. Daai lyk, kyk hoe lyk my milkshake Gerrit. Daai lyk great. Hy het Rolos op. Met sparkles. Daai lyk great. My verder. Julle, ek moet sê, dis baie beter as laasweek se naakskommel. Laasweek se naakskommel was biltong, alles met biltong. Nee, ek sal die 10 keer weer bestel. Jy moet dit vir my stuur dat ek dit sien. Ek gaan definitief so maak. Nou julle, dit bring ons dan by die bemarking afdeling. June, het jy enige iets wat jy wil bemark? Hier is jou kans, indien jy het. Nee, ek het nie. Ek wil vir my mense sê wat die was. Baie dankie dat julle vir Stampie kom support het hierso. En ek sien uit na jou volgende episode. Ek sal definitief hier wees. Dit was vir my baie verfrissend en bietjie iets anders op die app. En ons is all for it. Baie dankie June, ek waardeer dit. En elke liewe kyker, baie dankie. Nou dit was dan vanaand se episode julle. En nou gaan ek vir julle sê, julle, en onthou, die lekkerste skommel, blye maak skommel. Ons kyk uit om julle volgende week te sien. Baie dankie June vir jou tyd. Dankie julle almal, dankie, dit was lekker. Ek sien julle weer. Baie dankie. Julle, dankie vir 69.300 likes. Julle was op dit baie dankie. Nou gaan ek gou vir julle wys wie ons gas vir volgende maandag aand is. En ons gas vir volgende maandag aand is niemand anders as Jennifer Cox nie, julle. Sy het ook in Bobby van Jaarsveld se musiekvideo gespeel, My Tipe. As julle wil gaan loer, is julle meer as welkom. Maar tot volgende week julle, Junebug. Dit was 'n voorreg dat jy ons gas was vir vanaand op episode 12. En elke kyker, baie dankie. Ons waardeer julle. Ons is lief vir julle, aan my moderators en my span, baie dankie. Mag julle elkeen 'n geseënde week verder hê. Tot ons mekaar weer sien. Bye julle. Dis die einde van die podcast en show. Ons hoop en glo dat jy daarvan hou. Moenie volgende week misloop nie, want ons sien jou gou.